Welkom terug by Hoop Verder as Môre ontsluit Bybelprofesie. In 1940 en 1941 het Hitler se Duitse weermag dalk onstuitbaar gelyk. Sy panserafdeling, tanks en oorlogaanvalle sou 'n nuwe standaard in die 20ste eeu se militêre oorlogvoering stel. Sy leers het Oos-Europa vinnig oorrompel en toe deur Frankryk en die laagliggende lande geploeg. Aand na aand het sy bomwerpers Londen bestook met bomme. In Maart 1941 het die Duitse leier 'n belangrike toespraak aan sy mense gelewer en gesê: "Sien my mense, ons het niks van God nodig nie. Ons wil ons eie oorlog veg met ons eie wapens sonder God. Ons wil ons eie oorlog behaal sonder die hulp van God." Hitler het geglo dat hy Europa kon verower met sy eie krag en met sy eie leers. Wie sou in 1941 waag om te sê dat hy verkeerd was? Daar was wel 'n man braaf genoeg gewees, Arthur S. Maxwell. Hy was die redakteur van die Tekens van die Tye gedurende die 1940s. Deur 'n reeks hoofartikels het hy die ondergang van Hitler voorspel en die mislukte vereniging van Europa gebaseer op 'n reeks profesieë in die tweede hoofstuk van die boek van Daniël. Hy was so vol selfvertroue oor die profeet Daniël se profesieë dat hy Hitler se nederlaag selfs op die toppunt van sy mag op die voorblad van sy tydskrif vertoon het. Hoe kon hy so baie selfvertroue hê, is die vraag. Arthur Maxwell het die Bybel geglo as bron van waarheid. Jesaja 42:9 sê: "Kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek. Voordat dit hulle uitsprei, laat ek julle dit hoor." Vandag gaan ons sien hoekom Hitler Europa nie kon verower het nie. Jy weet, ons leef in 'n wêreld vol chaos. En hierdie wêreld is gevul met korrupsie, misdaad, geweld en blaatante goddeloosheid. Waarheen is ons wêreld op pad? Is daar enige bakens wat ons kan wys waar ons is in die stroom van tyd? Kom ons gaan na die Bybel, die boek wat vertrou kan word, wat ons rigtingaanwyser is, net soos 'n GPS. Kan julle ons lese onthou? As dit saamstem met die Bybel, is dit vir my. As dit nie saamstem met die Bybel nie, is dit nie vir my nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons in hierdie profesie gaan indelf, nooi ons U die Heilige Gees in ons harte in. Mag U met elke luisteraar wees. Help ons en wys ons waar ons in die stroom van tyd leef, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons titel vir ons lesing vandag is Hoop in die volgende superkoninkryk. Voor ons in die profesie indelf, kom ons kyk net eers wat leer die Bybel aangaande profesie. In 2 Petrus 1 vers 20 en 21 staan daar geskrywe: "Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek." So dus gaan ons nie vandag probeer om hierdie profesie self uit te lê nie, maar ons gaan toelaat dat die Bybel homself verklaar. En ons gaan toelaat dat die Heilige Gees ons lei in hierdie studie. Paulus het 'n definisie van geloof neergepen wat van pas is om vandag daar te begin. In Hebreërs 11 vers 1 staan daar: "Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie." So my vraag aan jou is: hoe sal ons bewyse kry van die onsigbare? Wat sal ons bronne wees om bewyse te kry van die onsienlike? Ons bronne vanaand en vandag gaan wees die Bybel. En spesifiek Bybelprofesie. En dan gaan ons ook na die geskiedenisboeke toe gaan om hulle te raadpleeg om te sien of dit wel so vervul was soos dit opgeskrywe staan. Kom ons begin met ons Bybelprofesie in Daniël 2 vers 1.
En in die eerste jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees verontrus geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerders en die besweerders en die towenaars en die galdeers te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning staan, sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe het die galdeers met die koning gespreek in Aramees, mag die koning vir altyd lewe, vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitleg nie aan my te kenne gee nie, sal julle in stukke gekap en julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en die uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir 'n tweede maal geantwoord en die koning gesê, laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en gesê, ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan. Want as julle my droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om leenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my die uitlegging te kenne kan gee. Hier sien ons dat Nebukadneser wantroue begin kry het in sy wyse manne. Hy het geweet dat hulle hom net stories vertel om miskien partykeer jam om die mond smeer. Hy het geweet hulle gee vir hom partykeer net leenagtige antwoorde. Daarom wou hy die keer seker maak, hy het geweet hierdie droom is baie belangrik en hy moet die regte uitlegging kry. Daarom het hy hulle hier op die toets gestel en gesê, as hulle regtig so slim is, as hulle regtig 'n koneksie met die gode het, sal hulle vir hom die droom ook kan vertel. Dan sal hy weet dat die uitlegging reg is. Die galdeers het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. Hier begin die galdeers die waarheid praat en hulle begin sê, ja, hierdie is buitensporig, hierdie is 'n onmenslike versoek, daarom het nog nooit 'n koning so iets aan hulle gevra nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hier het die wyse manne en die galdeers die waarheid gepraat. Hulle het gesê, net 'n God kan hierdie uitlegging gee. En daar was hulle 100% korrek gewees. Daniël 2 vers 12 tot 13 gaan voort. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Hierdie is slegte nuus vir Daniël en sy 3 vriende, want hulle was ook gesien as die wyse manne. Maar hulle was nog vroeg in hulle studies, hulle het seker omtrent die studies net klaar gemaak, so hulle was nog nie so wel bekend vir hulle wysheid nie. Daarom was hulle nie ingesluit by hierdie wyse manne wat ingeroep was na die koning toe nie. Maar nou is hulle lewe ook in gedrang. Toe het Arioch daar na Daniël toe gegaan en daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koning van die leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël toe nou ingegaan by die koning om te versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee.
En toe Daniel nou weer by die huis kom, toe gaan Daniel na sy huis en maak aan Hanania, Mishael en Asaria, sy metgeselle, die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Hierdie is 'n baie belangrike les vir my en vir jou. As tye swaar gaan, as dinge in ons lewens nie loop soos dit moet loop nie, as ons lewens in gevaar is, as daar hindernisse in ons pad is, wat moet ons doen? Ons moet 'n bid hier saamroep. Ons moet as gelowiges saam bid, en dit is presies wat Daniel hier gedoen het. Daniel het sy 3 vriende saamgeroep en gesê, kom ons bid, sodat ons lewens gespaar word, maar nie net ons lewens nie, ook daardie ander wyse manne se lewens ook gespaar mag word. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniel geopenbaar. Toe het Daniel die God van die hemel geloof, en Daniel het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Toe hierdie droom aan Daniel geopenbaar was, het hy nie gesê, okay, ek is nou beter as daardie wyse manne nie. Nee, hy het God geloof, want hy het gesê, dit is God wat wysheid gee. Hy het God geloof, want hy gee wysheid en die toekoms is in sy hande. God ken alles. God is alwetend. Daarom het Daniel God geprys in hierdie saak. Hy gaan voort en hy sê, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die wat die lig bewoon is by hom. Daniel prys die Here, want hy weet en hy kon nou sien dat die tye en geleenthede in God se hand is. Hy het geweet dat hy 'n God aanbid wat nie daar ver is en ver afgeleë nie, maar 'n God wat hier naby is en sy hand is in die sake van die mense. Hy help dat die dinge reg uitwerk in hierdie lewe. Jakobus 1 vers 5 bevestig hierdie feit oor wysheid en hy sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. En dit is presies wat Daniel gedoen het. Daniel het nie op sy eie wysheid gesteun nie. Daniel het na die God van die hemel toe gegaan en gevra vir wysheid, en God het dit aan hom gegee. Net so met my en jou. As ek en jy wysheid nodig het, kan ons na die God van die hemel gaan en hy sal vir ons die wysheid gee. Toe het Daniel daar by die koning ingegaan in Daniel 2 vers 26 en die koning het geantwoord en aan Daniel gesê, wie se naam Beltsasar was, en gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Kyk hoe antwoord Daniel. Daniel het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerders en die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Hier bevestig Daniel wat die wyse manne vir die koning gesê het. Hy sê, ja, dit is onmoontlik en onmenslik vir hulle om hierdie ding aan u te kenne te gee. Hulle kan dit nie doen nie. Maar in 2 vers 28, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof is dit. En Daniel gee hom toe die droom eerste en hy sê, u ook koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die eer en groot eer verleen het, en in wie se hand hy die hele bewoonde wêreld, die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. Hier gee Daniel vir hom die droom en hy gee vir hom die uitlegging wat dit beteken en hy sê vir Nebukadneser, u is die hoof van goud. Nou die geskiedenisboeke wys dat Babylon geregeer het van 605 tot 538 voor Christus. Dink u dat Nebukadneser bly was
dat hy die kop van goud was? Verseker ja. Wie sou nie die hoof van goud wou wees nie? En dan nog gesimboliseer deur hierdie goud wat so kosbaar is. Ek dink Nebukadneser het gesê, ek is ten minste nie die stert nie, ek is die kop. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na argeologie. Daar is hierdie opgrawing gevind van die cuneiform silinder met die inskripsie van Nebukadneser II wat die konstruksie van die buitemuur van Babylon beskryf het in 604 tot 662 voor Christus. Daniël 2 vers 39 gaan toe voort. Daniël het nie daar gestop nie. En hy gaan voort om die droom aan die koning te vertel en die uitlegging. En hy sê in vers 39, en na u sal 'n ander koninkryk opstaan, geringer as u. O aarde, dit moes nie goeie nuus vir die koning Nebukadneser gewees het nie. Hy het nou net gedink, hy kry die beste deel van hierdie beeld. Nou moet hy hoor dat 'n kleiner nasie hom sou verower. Dit is 'n bietjie vernederend vir die koning. Kom ons gaan kyk na die val van Babylon. Jesaja het daarvan geskryf in Jesaja 13:7. Kyk, ek verwek die meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behaag het nie. Interessant hoe hulle hierso silwer en goud in hierdie stelling het. En hoe hy dit vooraf voorspel het, dat hierdie nasie van Babylon verower sou word deur die meders. Jesaja 13:18 sê, maar hulle boë sal die seuns neerwerp en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie, hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. Hier praat Jesaja oor hierdie mag en hy sê dit gaan 'n wrede mag wees. Watter slegte nuus vir koning Nebukadneser. Hy het geglo, hy sou vir ewig regeer. Nou deel Daniël met hom mee dat 'n kleiner nasie hom sal verower. Kyk hoe presies is die Bybel. Jesaja noem die nasie by die naam wie Babylon sal oorwin. Kom ons gaan daarso na Daniël 5 toe. Nou in Daniël 5 het koning Beltsassar het 'n groot feespartytjie gehou met die goue en silwer ornamente van God se tempel wat hulle uit Jerusalem as byt gebring het. Toe daar skielik 'n hand teen die muur geskryf het en daar teen die muur het daai hand geskryf mene tekel Upharsin. Wat het hierdie beteken? Daniël het ook daar ingekom en vir hulle die uitleg gegee en hy het gesê, dit is die uitleg van hierdie woord. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig gevind. Peres, u koninkryk sal verdeel word aan die meders en die perse. Kan julle sien hoe ons nie hoef te spekuleer met wie die volgende koninkryk sou wees nie en wie die koninkryk sou wees wat Babylon verower nie. Hier in Daniël 5 sê dit presies, dat dit die meders en die perse sou wees, wat saamwerk om Babylon te verower. Daniël 5 vers 30 sê, in dieselfde nag is Beltsassar die koning van die Galdeërs gedood. Onder die leiding van Kores het die meders en die perse die Efraatrivier herlei met kanale en die Efraatrivier wat onder die mure van Babylon deurgevloei het opgedroog. Wat die weg gebaan het om Babylon binne te val onder deur die mure. En as gevolg van die groot partytjie daar binne, het hulle die binneste hekke oop vergeet en so is Beltsassar vermoor en Babylon is oorrompel. Kyk wat het Jesaja geprofeteer aangaande Babylon en hoe presies dit uitgewys het hoe dit gebeur het, net soos die geskiedenisboeke beskryf het. Daar staan in Jesaja 44, 27 tot 28, wat vir die diepte sê, verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog, wat van Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Hier is 'n voorspelling, presies hoe dit sou gebeur. Die rivier sou opdroog, die hekke sou oopvergeet word, en dan praat dit nog van 'n toekomstige deel van Kores, wat sou gesê dat die tempel moes herbou word in Jerusalem.
Jesaja 45:1 sê, so sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit wees nie. Dis presies wat gebeur het. Toe hulle onder deur daai mure ingaan, was daar die hekke oop vergeet, presies soos Jesaja dit geprofeteer het. Jesaja 45:2, ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels sal ek stukkend slaan. Jesaja 45:3, en ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborge rykdomme, sodat jy kan weet ek die Here is, wat jou by jou naam roep, die God van Israel. So, die Meders en die Perse se ryk volgens geskiedenis was 538 tot 331 voor Christus. Dit was die Meders en die Perse se tydperk van wêreldryk. Die koninkryk was dalk geringer, maar die weermag was talryk gewees van hierdie Meders en die Perse. Die ryk was gelei deur 2 konings, Darius en Kores, wat verteenwoordig word deur hierdie beeld se 2 arms van silwer. Ons sien ook in Daniël 8, praat dit van hoe die volgende koninkryk sou uitkom. Die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. En die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, is die eerste koning. Hier sien ons die volgende koninkryk opkom, en dit praat van hom as 'n bok met 1 horing, wat Alexander die Grote verteenwoordig, van die Griekse ryk. Nou, volgens geskiedenis het die Griekse ryk die wêreld geregeer 331 tot 168 voor Christus. Alexander was maar 21 jaar oud, maar was 'n baie kleiner nasie as die Medo-Persiese ryk. Die Grieke het Medo-Persië verower in die slag van Arbela, onder die leierskap van Alexander die Grote. Hulle het brons borsplate, brons helms, brons skilde en brons byle na die geveg gebring, presies hoe dit verteenwoordig is deur die heupe van koper of brons van die beeld. So die volgende koninkryk volgens die geskiedenis wat daarna uitgekom het, was die ryk van Rome. 168 voor Christus tot 476 na Christus. Kan julle sien dat die volgende ryk was baie langer gewees. Vir amper 600 jaar plus het hierdie ryk van Rome geregeer. Ons gaan na die geskiedenisboeke toe en dit sê daarso deur Edwin Gibbons, 'n nie-Christen geskiedkundige, in The Decline and Fall of the Roman Empire, en daar staan geskrywe, die beeld van goud of silwer of brons, wat moontlik die nasies en al konings verteenwoordig, was suksesvol gebreek deur die ystermonargie van Rome. So dus kan ons hier sien dat dit juis die volgende ryk was, is die ryk van Rome. Soos die bene van yster die langste is, so is die heerskappy van die koninkryk die langste van die beeld. Dit was 'n wrede koninkryk gewees. Dit was die koninkryk wat geheers het tydens Jesus se geboorte. Dit was die koninkryk wat gehelp het om Jesus te kruisig. Ons kon die wreedheid daarin gesien het, want Herodes het die kindertjies vermoor, net om te kyk of hy nie Jesus kon vermoor het nie. So dit bring ons dan by die volgende ryk. Hierdie heidense Romeinse ryk sou ook nie vir ewig regeer hê, maar dit sou verdeel word. En dit is van 538 tot vandag toe is hierdie ryk, die verdeelde Romeinse ryk. Hoe het Rome verdeeld geraak is die vraag. Eerstens deur korrupsie. Tweedens, rykdom het Rome ingevloei deur die belasting en byt. Prag en praal het die eenvoudige leefstyl van Rome verval, en aanvalle van buite deur die barbare is hoe hedendaagse nasies van die westerlike en oosterlike Europa gevorm het. So kom ons gaan kyk na verdeelde Rome.
In 476 na Christus was Rome verdeel in 10 koninkryke soos die barbare dele van Europa oorgevat het. Hierdie koninkryke is byvoorbeeld die Alemanis, die Duitsers, die Franke, die Sakse, die Visigote, die Bourgondiërs, die Lombarde, die Suevi en dan die Herulis, die Vandale, die Oosgote. En soos julle kan sien daar, sien julle dat die laaste 3 uitgewis is, maar in 'n volgende lesing gaan ons vir julle wys hoekom daardie 3 nie meer bestaan nie. So alhoewel hierdie nasies nie weer sou verenig en meng nie, net soos yster en klei nie sou meng nie, het Konstantin die heidene verenig onder die vaandel van Christendom en het die kerk en staat begin hande vat om hulle dogmas op die volke af te dwing, veral na 538 na Christus, toe die pauslike mag tot sy autoriteit begin het. So net soos daar die yster en klei, kan ons ook sien dat kerk en staat begin saamwerk het, en dit is wat Konstantin begin het daar in die begin. En toe was dit heavy afgedruk op die nasies na 538 na Christus. Nou, hoe was daar pogings om Europa weer te verenig? Daar was 'n paar pogings en hoe het hulle dit probeer doen? Wel, eerstens het hulle probeer om dit polities te verenig. Tweedens het hulle probeer om dit ekonomies te verenig en ons kan sien tot vandag toe het hulle die euro daar en die Europese Unie om hierdie koninkryk weer te verenig, maar dit wil net nie werk nie. 'n derde punt hoe hulle dit wou verenig was deur sosiale ondertrouery. Wie het probeer om Rome te verenig? Kom ons gaan kyk na so 'n paar manne wat dit probeer het in die geskiedenis. Die eerste ene was Charlemagne, het probeer om die Romeinse ryk te verenig en was selfs gekroon as keiser van Rome deur die paus op Kersfees 800 na Christus, maar dit het nie gewerk nie. Charles V het probeer en misluk, alhoewel die vestiging van 'n universele ryk die belangrikste onder Charles V se doelwitte as heilige Romeinse keiser was hy nie in staat om dit te doen nie. Protestantisme se groeiende momentum het dit vir Charles onmoontlik gemaak om die versplintering van sy katholieke ryk te voorkom en sy pogings om Europa te verenig is verder verwar deur sy vyandskap met Frankryk. Hy was ook nie in staat om winsgewende grondbesit oor see te vestig nie. Sy pogings om Noord-Afrika te verower het misluk en Spanje se gebiede in die Amerikas sou nie winsgewend word tot die bewind van latere konings nie. Charles V het in 1556 geabdikeer sonder om sy doelwit van universele ryk te bereik. Die derde ene was, in die vooruitgang van Frankryk, het Louis XIV trots probeer om Europa te verenig, maar het misluk. Napoleon het amper geslaag, maar op die uiteinde gesê op sy sterfbed, "O God, jy was te sterk vir my." Dit gee vir ons 'n hint dat Napoleon die profeseë geken het. Hitler het ook probeer en misluk. Na groot sukses in die weste het Hitler hom na die ooste gerig, na die Sowjetunie. Oktoberreën en sterk sneeustorms het Hitler gestuit en het die gety van die oorlog gedraai. Dit is net interessant hoe die laaste 2 wat Europa probeer verenig het, gestuit was deur slegste weersomstandighede. Kan jy sien hoekom Hitler nie Europa sou verenig het nie? Want die Bybelprofesie het dit vooruit voorspel. En ons sien hoe geskiedenis hierdie profeseë bevestig het. Daarom kon Arthur Maxwell so vol selfvertroue gewees het toe hy gesê het Hitler sal Europa nie verenig nie. Die vraag is dan nou, hier teen die einde van ons lesing, wie is die volgende superkoninkryk dan? Wat volg hierna? Daniël 2:44 sê, maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke, daardie beeld verbrysel en daar 'n einde aanmaak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Hierdie praat oor die wederkoms van Jesus.
Jesus het self gesê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit praat van wat Daniël van praat, dat dit die ewige koninkryk is wat gevestig gaan word. Hebreërs 9:28 sê, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Matteus 24:36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Alhoewel hierdie profesie ons bakens gee waar ons in die stroom van tyd staan, gee ons dit nie die presiese datum wanneer Jesus gaan terugkeer nie. Maar volgens die bakens wat ons om ons sien, soos ons sien hierdie koninkryke het geval en dat ons daar aan die voete van yster en klei leef, weet ons dat dit kan nie meer ver wees nie. Daniël 2:45 gaan voort en sê, net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei en die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en die uitlegging betroubaar. Daniël het gesê, en God het deur Daniël vir my en vir jou gesê, hierdie profesie is waar, hierdie profesie is betroubaar, die uitlegging is betroubaar, ons kan dit vertrou. Dus, as al hierdie dinge in die geskiedenis gebeur het, weet ons verseker dat Jesus se wederkoms, soos daardie rots wat loskom, verseker sal gebeur. Jesus sal terugkeer. Profesie het dit gesê, geskiedenis het dit bevestig. Die vraag is, glo jy dit? Glo jy dat ons net voor die brink van 'n groot krisis staan? Dat Jesus binnekort terugkeer? Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie bakens wat ons wys waar ons leef. Ons besef ons leef in ernstige tye. Ons besef ons leef in 'n tyd om keuses te maak. 'n Tyd om 'n keuse te maak vir u of teen u. Ek bid dat elke luisteraar die keuse sal maak om 'n verhouding met Jesus aan te knoop. 'n Keuse sal maak vir die ewigheid. 'n Keuse sal maak aan Jesus se kant. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Ons leef in die laaste oomblikke van hierdie aardse geskiedenis. Is jy gereed om Jesus te ontmoet?